Goeiemôre almal. Ek hoop almal het 'n lekker naweek gehad. Daarom 'n bietjie beter weer as laas naweek en ek hoop almal het regtig 'n baie lekker week gehad. Baie welkom by vanoggend se erediens. Mag dit regtig vir een en elkeen 'n besonderse geleentheid wees. Ook so ons eerste diens in die Pinksterreeks en in hierdie Pinkstertyd wat voorlê. Kom ons sit so. Dan raak ons net bewus van hoekom ons hier is. Ons raak bewus van die hoop wat ons het in ons Hemelse Vader. Ons raak bewus van die heiligheid, van sy teenwoordigheid en van sy grootheid. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en die Samaria en tot in die uithoeke van hierdie aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus. Genade, barmhartigheid en vrede van die Heilige Gees wat vir ons gegee is, wat saam en binne-in een en elkeen van ons woon. Amen. As ons hierdie jaar gesels in 'n neutedop oor Pinkster, dan wil ek begin met die gedagte vir ons almal op 'n rusbank sit en kyk hoe die lewe rondom ons met ons en met ons gebeur. Hoe die wêreld se uitdagings druk. Hoe die kerk deesdae sukkel om kop bo water te hou. En dit voel vir ons asof ons toeskouers is in 'n teater waarop ons net kan sit en kyk. Maar hierdie Pinksterfees gaan ons na daardie toeskouersmentaliteit permanent stukkend skeer. Ons begin opgewonde, lewensveranderende reis deur die boek van Handelinge. En daarom is ons tema hierdie jaar ons hoop. Maar as mens kyk na die groter tema, kom dit af van ons hoop in Handelinge. En ons trek die lyn reguit deur van die hemelvaart, van waar Jesus in sy beheerkamer sit, na hoe die Gees aktief betrokke is in hierdie wêreld. Hoe ons die Gees ontvang het en die Gees aktief binne een en elkeen van ons betrokke is. Ons gaan kyk hierdie Pinkster, hoe hierdie Gees ons sekerheid is. Hoe ons hoop vir oggend spesifiek is in die ontvangs van die Heilige Gees. En dan gaan ons hierdie week stil staan, maar hoe verander hierdie Gees ons? Hoe verander hierdie Gees ons as 'n gemeente? Hoe help hierdie Heilige Gees ons om die krisisse in ons lewe te hanteer? Hoe help die Heilige Gees ons om saam te bid? Hoe help die Heilige Gees ons en hoe verander dit my lewe? Hoe ek na die lewe kyk en hoe ek die ander mense in hierdie lewe raak sien. En met dit in gedagte, gaan ons vanoggend begin met die tema, ons hoop lê in die vervulling met die Heilige Gees. As ek 'n ander tema moes kies vir vanoggend se diens, sou dit gewees het letterlik van toeskouers na spelers. Maar voor ons verder gesels en voor ons uit die woord lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U met 'n stuk opgewondenheid. Ons is besig met soveel dinge. Ons is besig met 'n bazaar. Ons is besig om die Pinksterfees te vier. Ons is besig by die werk. Ons is besig met voorbereiding en eksamens. Ons is besig met skool. Here, maar wanneer ons vanoggend hier kom sit, laat ons opgewonde wees oor hierdie tyd wat ons vanoggend saam met U kan spandeer. Here, laat ons opgewonde wees vanoggend oor die woord. Here, laat hierdie opgewondenheid iets in ons wakker maak.
Laat dit ons harte warm maak, sag maak so sponse. Here, dat ons vanoggend nie net sal hoor nie, maar dat ons sal voel wanneer ons praat oor hierdie Gees wat in ons woon. Oor U Gees wat in ons woon. Here, help ons vanoggend om vir 'n kort rukkie saam met U, by U te kom stil staan. Ons dank en ons loof en prys U naam alleen. Amen. Voor ek lees, wil ek begin met die gedagte van 'n toeskouer na 'n speler. En ons lewe in 'n wêreld wat geseënd is met ongelooflike rykdom en diverse talente. Waar jy ook al kyk, sien jy mense met uitsonderlike vermoëns. Van wêreldklas atlete, mense wat geniaal slim is, begaafde kunstenaars, oral sien ons hierdie begaafde mense. Maar enige iemand, as jy na enige een van hierdie mense toe gaan, of dit 'n sportster, 'n akademikus is, of 'n kunstenaar, sal hulle almal vir jou dieselfde ding sê. Jy het 'n goeie afrigter nodig. Jy het goeie oefening nodig. Talent alleen is nie altyd genoeg nie. As jy kompetitief wil deelneem, het jy ondersteuning nodig. En in 'n sekere sin is dit presies dieselfde met die kerk van Jesus. Die kerk het 'n reusagtige roeping in 'n wêreld vol uitdagings, gelaai met geleenthede, waar ons as gelowiges regtig 'n verskil kan maak. En selfs binne 'n gemeente is daar 'n ryk verskeidenheid van mense met verskillende geestelike gawes, talente en verskillende roeping. Maar om werklik 'n impak te maak, om werklik 'n verskil in hierdie wêreld te maak, kan ons nie as losstaande individue funksioneer nie. Ons moet saam ons geloof beoefen. Ons moet saam fyn luister na die stem van ons hemelse afrigter. Die hartseer realiteit is egter dat ons in 'n kultuur van toeskouers leef. En ongelukkig het hierdie toeskouermentaliteit die kerk binne gedring. Baie mense kom vandag en dan wonder hulle, maar wat is fout? Hoekom gaan dit soos wat dit vandag gaan? En hierdie kragtige skakel direk aan, hierdie kragtige beeld van 'n toeskouer en 'n deelnemer en 'n afrigter skakel direk aan by wat ons met hemelvaart gevier het. Toe het ons gesien dat hemelvaart meer as net die heengaan van ons verlosser is. Hemelvaart was die beëdiging van Jesus Christus as koning. Hemelvaart was waar Jesus sy plek op die troon ingeneem het, in die beheerkamer, om te regeer oor sy koninkryk. Maar as Christus in die beheerkamer sit, dan is Pinksterdag die oomblik waar daardie hemelse beheerkamer die kragnetwerk hier op aarde aktiveer. Dit is die oomblik waar die krag aangeskakel word en die sein uitgestuur word na die kerk, die liggaam van Christus, hier op grondvlak. En die Heilige Gees is niks minder as God se teenwoordigheid wat die planne van sy wil hier op aarde laat gebeur nie. En met dit in gedagte, met Jesus wat die afrigter is, met die Heilige Gees
wat vir ons gestuur is. Kom ons staan dan 'n oomblik stil by Handelinge 2. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van die geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het. Hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Eliamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Juda en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteneërs en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. En dan lees ons weer verder in vers 37, by die antwoord hiervan is die mense diep getref, en hulle het vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Net tot sover. Pinksterdag is die amptelike geboorteuur van die kerk. 'n hoofstuk waarin God se plan met die wêreld 'n nuwe rad oorskakel. As ons deur die geskiedenis van God en sy mense blaai, dan sien ons hierdie pragtige teologiese tydlyn ontvou. Met Kersfees vier ons Immanuel, God met ons. Jesus word mens. Hy kom loop op aarde tussen ons. Met Paasfees sien ons die kruis en die opstanding. Dit is God vir ons. Waar Christus die mag en die sonde en die greep van die dood namens ons oorwin het. Met Pinkster bereik hierdie verhaal 'n breekpunt. Want nou, met Pinkster word dit God in ons. Omdat Christus se kruiswerk op aarde voltooi is en hy na sy beheerkamer opgevaar het, word God se teenwoordigheid nie meer tot een plek of een fisiese liggaam in een tyd beperk nie. Deur die Heilige Gees word God se teenwoordigheid gedesentraliseer. Hy kom woon in die binneste van gewone mense, oral op die aarde. En dit beteken dat die kerk, en die kerk waarvan ek vroeër ook gepraat het, nie 'n gebou of 'n organisasie of net 'n administratiewe stelsel is nie. Die kerk het met Pinkster die lewende adres van God geword. Dit is die lewende adres van die Heilige Gees. Want God se werk op hierdie wêreld is nog nie afgehandel nie. Maar met die koms van Pinkster word dit voorgesit deur ons, deur God wat in ons woon. En dit is waarom ons vanoggend kan sê, ons hoop onwankelbaar
lê in die vervulling met die Heilige Gees. Ons hoop waaroor ons vanoggend kom stil staan, is die feit dat die Gees binne in ons kom woon. En Jesus het voor sy hemelvaart alreeds beloof dat hy ons nie alleen of sonder die nodige toerusting hierdie wêreld sal instuur om sy werk klaar te maak nie. En op Pinksterdag, op Pinksterfees sien ons hoe hierdie belofte deur die Heilige Gees wat afgekom het, vervul word. Ons sien hoe mense begin getuig, begin praat oor die dinge wat God gedoen het. Maar wanneer dit egter by die toerusting en die gawes van die Gees kom, raak ons baie keer senuweeagtig. Ons hoor die woord charismaties, wat self in hierdie vertaling in die Grieks gebruik word. Maar charismaties is afgelei van die woord charismate, wat beteken geskenke van genade. Hierdie geskenke van genade is wat daardie dag gebeur het toe die Heilige Gees uitgestort is in Jerusalem. Maar daardie selfde geskenke van genade is waarmee God vandag nog steeds sy kerk toerus. Die Nuwe Testament verbreed ons blik op hierdie geskenke geweldig. Paulus skryf in sy brief aan die Korintiërs en aan die Efesiërs. En selfs Petrus sluit by hom aan dat daar 'n enorme rykdom en verskeidenheid van hierdie genadegawes is. Maar dat alles van dieselfde Gees afkom. Die toerusting wat Jesus beloof het, die uitstorting van die Heilige Gees kom saam met hierdie genadegawes. En hierdie genadegawes is nie net die praat in tale soos wat ons lees in Handelinge nie. Daar is hoope gawes van die Gees. Alles van lering, administrasie, leierskap, omgee, tot by barmhartigheid en gasvryheid. En die ding van hierdie gawes is die Heilige Gees gee nie hierdie gawes sodat ons geestelike supersterre kan wees, wat op ons eie geestelike mag spog of verdeeldheid saai nie. Die doel van hierdie gawes is om ons aan mekaar te bind, om ons saam een span te maak, om ons te help om God se werk voor te sit in hierdie koninkryk. Dit is die koninkryksgereedskap. En dan elkeen van ons, sonder uitsondering, is 'n werking van die Gees gegee om God se koninkryk mee te dien. Elkeen wat vanoggend hier sit, het hierdie gawes van die Gees ontvang. Elkeen wat vanoggend hier sit, is deur God toegerus en afgerig om op die veld te draf en 'n verskil te maak in sy koninkryk. En dit bring ons by die diep uitdagende vraag wat elkeen van ons vandag het. Maar wat maak ek met hierdie toerusting? Wat maak ek met hierdie gawes wat God vir my gegee het? En as ons glo dat die Heilige Gees in die lewens van God se kinders woon, en dat hy aan elkeen van ons hierdie gawes gegee het, moet ons dit uitleef. Moet ons dit gebruik. Want Paulus waarsku ons hoe ernstig dit is om teen die ingesteldheid wat beweer dat ons nie gawes ontvang het nie. Of teen die wat sê, maar ek het die gawes, maar ek gaan hulle nie gebruik nie. Paulus sê, dit is 'n
verskoning vir ongehoorsaamheid. Dis soos 'n speler in 'n sportspan wat op die banke sit. 'n Speler wat moet opdrag. Sy afrigter het vir hom die toerusting en die tyd en die gawes gegee. Hy het geoefen en die tyd ingesit, maar push come to shove, wanneer hy op die veld moet draf, dan bly hy maar net daar sit. En dan wil hy nie gaan speel nie. Jesus het self dit verduidelik in die vorm van 'n gelykenis in Matteus 25, waar een diensknegt sy talente onder in die grond gaan begrawe het, omdat hy te bang was en 'n skewe beeld van sy eienaar gehad het. Toe die skare in Jerusalem op daardie eerste dag hierdie indringende boodskap uit Petrus se mond gehoor het hulle nie kwaad geword nie. Toe die skare die uitstorting van die Heilige Gees beleef het hulle nie bang geword nie. Inteendeel, die teks sê, dit het hulle diep getref. En hulle vra toe vir Petrus, maar wat moet ons doen? En vanoggend kan ons onsself ook vra, maar wat moet ons doen? Wat moet ons doen met hierdie Heilige Gees van Christus wat in ons woon? En Petrus se antwoord aan hulle is presies dieselfde as die uitnodiging wat vandag voor ons lê. Die eerste stap is, bekeer julle. En in die oorspronklike taal is die woord metanoia, wat letterlik beteken om jou manier van dink radikaal te verander. Dit is om jou fokus te skuif van myself na God se plan, van my wêreld na God se koninkryk. Dit beteken ek verander my identiteit van 'n passiewe toeskouer na aktiewe speler op die veld. Die tweede stap is, ontvang die gawe. Ons hoef nie met die Heilige Gees te onderhandel om hierdie gawes te ontvang nie. Ons hoef niks te doen om hierdie gawes en hierdie toerusting te verdien nie. Hierdie gawes en die krag van die Gees kom nie van onsself af nie. Want soos ons vanoggend hier staan, soos ons vanoggend in hierdie gemeente bymekaar is die Gees alreeds uitgestort. Ons het alreeds hierdie krag ontvang. Al wat van ons gevra word, is om ons hande in absolute afhanklikheid oop te maak en te sê, Here, hier is ek. Watter gawe het U vir my gegee? Here, hierdie gawes wat ek gekry het. Hoe kan ek dit op die groot veld daar buite gaan uitleef? Ons hoef nie bang te wees vir die uitdagings van ons tyd nie. Die donkerte van hierdie wêreld of die swaar van die lewe nie. Ons het die beste spanmaats denkbaar. Ons het die beste afrigter wat in sy troonkamer sit en ons met liefde en genade en wysheid afrig. 'n Afrigter wat vir ons 'n stuk van homself gegee het om in ons te woon. Wat ons toerus, sodat ons kan bydra en bou aan sy koninkryk. Dat ons sy gameplan kan speel hier op aarde. Kom ons gaan hierdie week. Kom ons vat hierdie gawes wat ons van God af ontvang het.
Kom ons leef met hierdie warm gees wat binne ons is. En ons gaan leef in God se koninkryk. Ons gaan wees deel van sy span. Amen. Ons hemelse Vader, ons kan nie anders as om vanoggend te sê dankie. Here, dankie dat U daai dag met die hemelvaart ons nie gelos het nie. Dankie dat U vir ons 'n stuk van U self gegee het. Here, dankie vir die gawes wat U vir ons gee. Here, gee ons in hierdie week en in hierdie uitdagende tye wat voorlê en waarin ons leef, die wysheid, die krag om hierdie gawes wat ons van U af ontvang te gebruik in U koninkryk.